Wel, goeiemôre, Doxadeo. Dis heerlik om vanmôre saam met jou te kan kuier. Ons is in ons tweede deel van die reeks, Labour to Legacy. Ek het hom verlede week afgeskop. En vandag gaan jy bederf word, want Antoinette gaan oor die tweede deel van Labour to Legacy gesels. Julle mag seker maar vir haar 'n handeklap gee. Sien, dit moes eintlik spontaan gebeur het. Hy moes dit nou nie genoem het nie. Want dan was die waardering regtig groot. Maar dankie in elk geval. Dis my lekker om vanoggend die woord te kan bedien. En as ons dink aan die tema, dan sê ek vir Henny, o jette, dis nie een van die temas wat so baie natuurlik in my hart val nie, maar as ek dink oor wat ons wil aanspreek en dit wat ons besig is om te kommunikeer van God se missie met sy kerk, dan besef ek eintlik wat 'n verskriklike belangrike onderwerp hierdie vir ons is. So my tema vanoggend is, oorleef ek my werk of dien ek God se missie? En ek wil as jy kan gaan na die volgende slide toe, want ek wil net ons moet stil staan by hierdie teksvers, want dit sal die teksvers van die oggend wees en sê, in 1 Petrus 4 vers 10 sê hy, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. So elkeen van ons, dat God het ons elkeen 'n gift set gegee. En elkeen van ons is so uniek saamgestel, en aan die plek waar ek van maandag tot Vrydag beweeg, is daai geleentheid wat ek kan vat, dat dit wat God in my gesit het, dit wat hy in my gebou het, dit wat nog steeds besig is om deur my te ontwikkel, dat dit die plek is waar ek God se missie dien, om by mense se harte te kan uitkom, wat ek nie op 'n Sondag sien nie, mense wat nie hier is nie, mense wat nie deel is van hierdie celebration nie, maar mense wat nodig het om te hoor, deur my lewe, dat God hulle liefhet, dat Jesus vir hulle gesterf het, dat daar in God se hart, vir elkeen wat my lewe pad langs kom, dat daar in God se hart 'n woord in my lewe is vir so 'n persoon. Moenie minag dit waar God jou gesit het nie. Ek besef, ons sê baie keer baie keer sal mense sê, maar jy ken nie die mense saam wie ek werk nie, en dit is weliswaar so. Jy ken ook nie die mens saam wie ek moet bly nie. Maar daar's genade. Maar God het in ons elkeen 'n gift set gesit, en is regtig net so voorreg as ek dink. As ek baie keer dink aan wie ek is, en ek dink hoe goed my Vader is, wat vir my sekere goed gee, sonder dat ek dit verdien, sonder dat ek dit gevra het. Maar hoe dat hy kom, so in teenstelling baie keer met wie ek dink ek is, en hoe dat hy dit gebruik, sodat sy naam verheerlik kan word. So ek weet nie of jy al baie keer op 'n maandagoggend wakker geword het, en gedink het, genade, dit was 5 sekondes terug Vrydag. En dan gaan jou alarm af, en die verkeer wag vir jou, en die e-posse het vir 3 dubbel oornag, die deadlines het jou naam daarop, en voordat jou week ordentlik begin, voel dit vir jou al klaar, ek is besig om net te oorleef. En jy oorleef net Maandag, jy druk deur Dinsdag, jy verdra Woensdag, jy kruip deur Donderdag, en Vrydag sê jy, dank die Here, dit is naweek. En dis baie keer hoe dit met ons gaan in ons werksplek, maar God het nooit bedoel dat my Maandag tot Vrydag 'n oorlewing moet wees nie. God het bedoel dat my Maandag tot Vrydag 'n plek gaan wees waar hy my lewe sal gebruik om die missie, toe Jesus gesê het, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, dat dit die plek sal word waar daai skrif in volbring sal word.
So jou lesenaar word jou altaar. En jou boardroom, die klaskamer, die spreekkamer, die konstruksieterrein, die kombuis, die werkswinkel, die winkelvloer. Dit alles word van maandag tot Vrydag 'n plek van missie. Nou filosoof Alistair McIntyre, nou hier, ek gaan vandag 'n paar name noem, van hulle is al 'n bietjie lank terug wat hulle geleef het, maar die voorbeelde is vir my so goed en ek wil nie dit verbygaan nie. Alistair McIntyre vertel van hierdie, in sy boek wat hy geskryf het, praat hy van, hy sê, imagine yourself, jy staan by 'n busstop en die volgende oomblik kom daar 'n jong persoon en staan langs jou en die persoon sê, die naam van die algemene wille eend is Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus en dan staan hy net daar. En dan weet jy, dit wat jy gehoor het jy reg gehoor, maar jy weet nie regtig wat om met die inligting wat jy sopas ontvang het, wat om daarmee te doen nie. En dan sê hy, gewoonlik as ons inligting ontvang, die enigste manier wat gaan bepaal van wat ek daarmee gaan doen is, in watter storie plaas ek dit wat ek sopas gehoor het. So jy kan dalk dink, miskien is hierdie persoon nie so mooi geestesgesond nie. En het nou net langs jou kom staan en vir jou gesê, ja, die algemene Latynse naam van die wille eend is Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus. Of miskien was hierdie persoon gister in 'n biblioteek, hy is dalk 'n jong student. En een van die persone wat saam met hom swat, het by die biblioteek vir hom gesê, wat is die Latynse naam van die algemene wille eend? En hy kon dit nie antwoord nie, en nou staan jy by die bus, en miskien dink hy, jy is daai persoon, en nou kom antwoord hy jou net, die naam van die algemene wille eend is Histrionicus, Histrionicus. Of miskien is die storie waarin hierdie gebeur, dat hierdie ou is 'n spioen, waarin iemand nou ge-assassinate moet word, en hierdie is die kodewoord, dat as hy jou sien, so wat dit kan wees is, as dit 'n spioen is, dan kan ek besluit, wel, die aksie wat ek nou gaan neem, is ek moet hierdie persoon doodmaak, maar as hy net geestesiek is, dan gaan dit 'n groot probleem wees. En so maak my reaksie sin afhangend van watter storie ek hierdie plaas. En dan wil ek vir jou sê, as jy jou werk, dit wat God jou voor geroep het van maandag tot Vrydag, as jy dit nie binne in God se groot storie sien nie, dan weet ons nie altyd wat om met ons werk te maak nie. Want dan word ons werk dalk 'n plek van waar ek net geld wil verdien en 'n salaris moet kry. As dit my storie is dat ek deur my werk my waardigheid moet bewys, dan word my werk 'n verhoog waarin ek die heeltyd moet bly perform. As dit gaan oor dat my werk vir my status moet gee, dan word my kollegas die ouens met wie ek in kompetisie staan. As dit in my storie is, as my werk in my storie is, dat dit 'n plek van gemak moet wees, dan word my werk van maandag tot Vrydag ongemaklik, want dit vra net absoluut te veel van my. Maar as ek my werk, dit wat God my mee toegedien het, as ek dit sien in die groter storie van wie God is, en wat God van die begin af gedroom het oor mens, oor dit wat hy deur mens wil doen, en wanneer toe hy op pad is, dan maak my werk die eerste keer vir my sin, as ek my werk in daai storie kan vasmaak. En in Dr. Dyer praat ons sê die evangelie, ons praat van 'n 4 hoofstuk evangelie, 4 chapter gospel. In die eerste ene praat hy van die skepping. En Henny het verlede week, het hy nogal daarby stilgestaan, dat God is 'n skepper. Dis die eerste hoofstuk van die evangelie. Die tweede hoofstuk van die evangelie is toe die sondeval gekom het in Genesis 3.
Die derde ene is die verlossing wat Christus gebring het op Golgotha. En dan die vierde hoofstuk, en ek glo, dit is die fase waarin ons lewe in die laaste hoofstuk, is die restaurasie waarmee God besig is van die verlossing wat Jesus gebring het, totdat die dag wat Jesus gaan kom, om ons finaal te kom haal, en waar ons 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde gaan beleef, waar God in sy volheid gaan heers. Nou, ek wil dalk net, as jy verlede week nie hier was nie, wil ek jou regtig aanraai om net na Henny se boodskap te gaan luister, want dit was net so 'n wonderlike inleiding tot hierdie hele reeks, en ek bedoel in Genesis 2 vers 15, nadat God mens geskape het, na sy beeld, na sy gelykenis. Jy kan nooit, hier is om net verniet, jy kan nooit so min van jouself dink, as dat wanneer die Skepper gekom het, en gesê het, jy is na my beeld, jy is na my gelykenis geskape, en Jesus kom en hy herstel dit wat die duiwel van jou wou steel. Jy kan nie bekostig om enige gedagte oor jouself te dink as die gedagte wat God oor jou lewe sê nie. As jy dit doen, is jy in 'n gevaarlike plek. Ek kan nie bekostig om iets oor my lewe te dink wat my Vader nie oor my dink nie. Maar dit maak dat ek dan totaal en al oneffektief lewe. En dit maak my nie verwaand nie. Dit maak my nie arrogant nie. Dit doen niks van daai goeders nie. Dit besef net, ek besef, wanneer ek dink dat ek na sy beeld, na sy gelykenis gemaak is, dat ek afhanklik van hom sal bly. Want hy is die bron. Die een wat bepaal hoe my lewe lyk. Die een wat bepaal hoe ek leef. Die een wat bepaal van waarna toe dit gaan. Die een wat bepaal van wanneer ek begin, en die een wat bepaal wanneer ek klaarmaak. Hy is die een. Hy is die bron van dit, van wie jy is. So in Genesis 2 vers 15 sê die Here God, het die mens geneem, en dit sal, ek dink jy het verlede week daarby stil gestaan, en om in die tuin van Eden geplaas, om dit te bewerk, en dit op te pas. So werk was voor die sondeval, en ek dink ek gaan nie lank hierby stil staan nie, want verlede week het hy nie lank op dit gestaan. Werk was nie deel van die sonde, was nie nadat die sondeval gekom het, dat dit deel van die vloek was nie. En as jy jou so werk so sien, wil ek vir jou sê, asseblief gaan staan net 'n rukkie stil by Genesis 1, 2 en 3, en laat die Here vir jou openbaar, want andersins gaan jou werk nooit joy bring nie. As jy dink dat jou werk deel is van die sondeval, dat dit deel is van die vloek, dan sal die duiwel van jou steel, want dit was nie God se intensie nie. Dit is so mooi, iemand het dit net weer in die week genoem van, toe God besluit het om die mens te skaap, en hy sê, kom ons, maak die mens na ons beeld. En ek bedoel, God het sy hande in die stof gaan kry. Hy het sy hande gaan vuil maak. Hy het gaan besig raak en op. Maar in die Engels sê, hy sê, so God said, let us make man. Let us make man so that they can have. God wil altyd gehad het, dat ons die guns, die voordeel van dit wat hy met my lewe beplan het, dat ons dit altyd sal geniet. Maar ons besef dat die slang was listiger as al die diere van die veld, en het die mens op 'n reis gevat wat God nie bedoel het nie. So werk, jou werk, is nie deel van die vloek van die sondeval nie. Dit was iets wat God van die begin af ingestel het om daar te wees. So God kom en dan gee hy vir Adam hierdie, en hy sê, hoor hier, julle moet vermenigvuldig, vul die aarde en heers. En is dit nie amazing? Is dit nie amazing, dat die skepper van die hemel en die aarde, van die begin af die mens ingetrek het, om verantwoordelikheid te vat saam met hom.
Hy sê, ek gee vir jou hierdie. Ek wil hê jy moet hierdie stuk aarde vat. En ek wil hê jy moet die potensiaal daarvan raak sien. En ek wil hê jy moet dit ontwikkel. Nie vir my nie, mens, maar vir jou. Sodat jy die voordeel van dit wat ek vir jou gee kan geniet. Want dis wat werk is. Ek vat die potensiaal van dit waarmee ek besig is en ek ontwikkel dit sodat die ouens in my omgewing dat hulle die voordeel van dit kan geniet. En God gee my daai verantwoordelikheid. Dan sien ons in die tweede plek, die tweede ding wat is die sondeval. En ons sien die dorings en die dussels het gekom en partykeer het die doring 'n e-posadres. En partykeer sit die doring saam met jou in die raadsaal. En partykeer is jy die doring in 'n ander ou se vlees. Maar die sondeval het gemaak dat werk partykeer 'n uitbuiting word in plaas van 'n diens. Dat dit gaan oor my selfbelang in plaas van rentmeesterskap. Dit gaan oor gretigheid en gierigheid in plaas van dat ek 'n bydrae lewer. En dit gaan dat die feit dat ek my identiteit vind in my werk in plaas van die feit dat ek dit net sien as 'n pluimweg 'n roeping. My werk bepaal nie wie ek is nie, my werk sê net wat ek doen. En as jy jou identiteit vind in jou werk, is die duiwel besig om van jou te vat. Dan die derde ding is die verlossing. Is ons almal nie dankbaar vir die feit dat God sy seun gestuur het. Die feit dat hy ons kom red het. Die feit dat hy ons kom herstel het in ons verhouding met ons Vader. Is ons nie, ek bedoel, daai aksie van Jesus op Golgotha, is dit wat maak dat ons vandag hier kan sit. Wat ons lewe kan hê, dat ons die Johannes 10:10 wat Jesus gesê het, ek het gekom, dat jy lewe kan hê, mens, maar nie net lewe nie, maar lewe in oorvloed. Want dis wat sy verlossing vir my en vir jou kom doen het. En ek meet nie daai oorvloed noodwendig aan finansies nie. Ek meet dit aan die joy, wat ek geniet saam met my Vader. Die feit dat ek kan roep, Abba. Die feit dat ek skuldvry voor hom kan staan. Die feit dat ek vry kan wees van sonde. Dat sonde nie meer 'n mag het oor my lewe nie. Want dit het Jesus vir my kom doen. In Romeine 5 vers 17, en jammer, ek probeer dit regtig by Afrikaans hou, maar die Amplified sê hierdie vers so mooi, die Afrikaans voel vir my is net so bietjie lig en hierdie vers het net soveel gewig. Hy sê, those who received the abundance of grace, die oorvloed van genade, and the free gift of righteousness will reign in this life. Hy sê ons in hierdie lewe reign through the one Jesus Christ. My werk bepaal nie my waarde nie. Dit het Christus kom uitroep toe hy gesê dit is volbring. En die oomblik toe hy dit sê, toe hoor ek my Vader sê, jy is myne. Niks anders gaan bepaal die waarde wat ek in jou sien nie. Ek het jou gekoop met my seun se bloed. Ek bepaal wie jy is. My seun bepaal hoe ek jou sien. Jy is myne. En dan die vierde een is restaurasie. Ek dink baie keer dink ons aan en ek wil dalk net dit voor die tyd sê, en het gesê, toe Jesus aarde toe gekom het, het hy gesê, die koninkryk van God het gekom. Dis naby julle en in julle. So dit het gekom, die koninkryk het gekom, toe Jesus gekom het. Maar die koninkryk is ook besig om te kom. En eendag wanneer Jesus weer kom, sal die koninkryk ten volle daar wees. Baie keer dink ons restaurasie gebeur net vertikaal, waar God die mens met homself herstel. Kan ek net sê, die restaurasie, dit waarmee God besig is, gebeur ook horisontaal.
God is besig om die kosmos te herstel. Ek weet nie of jy al in Romeine 8 gesien het wat sê dat wat is die woord wat ek nou soek? Die skepping. Smag met ryk halsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. God is besig om die kosmos ook te herstel. Dankie dat julle my help met Romeine 8. Ek kan sien julle lees julle Bybels. Ek dink geloof gee vir ons so 'n paar geskenke wanneer dit kom in terme van ons werk, en ek gaan net laastens daarby stil staan. Die eerste ding wat ek dink geloof vir my doen, is geloof gee vir my 'n innerlike balans. Soos wat, en ek is regtig nie so goed belese op hierdie gebied nie, maar vir 'n skip om sy balans te hou, en vir 'n skip om nie te tilt nie, maak hulle tanks in die buik van die skip, maak hulle vol water, en ek weet daar is vinne, alles net om balans te hou, en ek dink dit is wat geloof doen, ten opsigte van my werk, sodat geloof, my geloofslewe en my werkslewe nie opponerend is nie, maar hierdie ene gee balans van hoe hierdie moet funksioneer. Martin Lloyd-Jones was eers 'n dokter, en later het hy net gesê dat hy dink die groot probleem waarmee die mens sukkel is meer geestelik as wat dit is fisies, en het hy besluit om eerder 'n prediker te word, en hy het in Wallis deel geword van die protestantse kerk, en hy het gesê dat baie van die ouens wat in dieselfde professie wat hy was, medies, hy sê, daar's soveel mense wat hulle identiteit gevind het, en dit wat hulle gedoen het, hy sê, eintlik kan hy by die graf van soveel van die dokters, wat saam met hom gewerk het, kon hy op hulle grafstene gesit het, born a man, died a doctor. Want hulle het geen identiteit gehad, behalwe dit wat hulle gedoen het nie. Hulle het hulle self gevind in dit. Maar geloof gee vir my hierdie innerlike balans, dat ek weet dat dit bepaal nie wie ek is nie. Dit is wat ek doen. Maar ek kan nie my aansien en my status vat uit dit wat ek doen nie. Dit word vasgemaak in Jesus Christus self. I say our culture tells us, decide who you want to be. Achieve it and prove that you matter. Therefore, work easily becomes our functional identity. And we do not merely do a job. We need the job to tell us that we are somebody. Dit is wat het word wanneer ons nie balans het nie. Dat my werk sê vir jou wie ek is. Want die ding is, as jy sukses kry in jou werk, wanneer jy nie daai innerlike balans het van jou geloof, wat jou deur hierdie ding vat nie, dan vat sukses, gaan na jou kop toe, en jy dink van jouself meer as wat jy moet. Maar mislukking gaan lê in jou hart, en dan dink jy niks van jouself nie. Your work may express your calling. Your work must not carry your identity. Die tweede ding wat dit doen is, so geloof gee jou innerlike stabiliteit, sodat werk jou nie vernietig nie. Jy kan nie onder die druk van daai leef, dat dit wat ek doen bepaal wie ek is nie. En dit bepaal my aansien in die samelewing waarin ek myself vind nie. Dit vernietig jou. Die tweede ding is, geloof verleen waardigheid aan alle werk, sodat werk jou nie verveel nie. Nou Martin Luther, dit is nogal iets interessant as jy dit 'n studie daarvan wou maak, en hy het nogal regtig die skrif gaan ondersoek om te kyk na die waardigheid van werk, en gesê dat God voorsien vir ons almal op hierdie aarde. God is die bron van dit wat ons het. En hy sê, en God gebruik dan die mens. Ons word die hande, ons word die masker, ons word die gesig van die manier hoe God voorsien. Hy gee vir 'n boer 'n stuk land. Daai boer vat daai land en verander dit in kos.
Dan gee jy vir hierdie en dit en sê verander dit en dit en deur die hande van ons almal, deur die gesig van almal wat voor my sit, is dit die manier hoe God vir ons voorsien. Maar ek kan nie bekostig om te dink dat dit wat ek doen is so belangriker as die ander persoon langs my nie. Want ons het nogal die tendens daarvan om hierdie goeie so te kategoriseer. Dat daai is nie regtig 'n waardige werk nie. Dat wat daai persoon is nie so belangrik nie, dit wat ek doen is belangrik. Geloof gee vir jou daai ding dat daar's waardigheid aan alles. Ek dink net aan die meisie, die vroutjie wat my help in my huis. Die feit dat sy 1 keer 'n week inkom, vir my kom help om my huis skoon te maak, my strykgoed vat. Dis 'n killer, ek kan nog steeds nie dink hoekom vrouens moet stryk nie. As jy nie volgende week met 'n gekrekelde jean gee, ek het nie gestryk nie. Maar ek het soveel waarde aan die vroutjie wat vir my werk, wat hierdie deel van my lewe makliker vir my maak. Ek het soveel respek vir die vroutjies wat by Brooklyn Campus in die oggende voordat ons vergaderings begin, seker maak dat daar 'n urn is met koffie, dat die bekers reg is. Ek het 'n waardering vir dit. Maar ek het terselfdertyd 'n waardering vir vriende van my wat lank geswat het, wat spesialiste is. Ek het 'n waardering, ek het 'n respek vir dit wat hulle doen. Jy sien, want dit is wat geloof kom doen, hy verleen 'n waardigheid aan alle werke, sodat werk my nie verveel nie. Die derde ding is, my geloof gee vir my 'n morele kompas in my werk, sodat my werk my nie korrup maak nie. En ek dink, dis nie dalk iets waarmee ons almal gekonfronteer word nie, maar ek dink, baie keer dat, ek bedoel, dit is druk in hierdie wêreld. Besighede het druk om te moet geld maak. Daar is druk na beide kante, na al kante toe, en soms kom die versoeking dan om partykeer 'n hoek te sny, om partykeer met my integriteit nie mooi te werk nie, om partykeer dalk hier en daar te compromise. Maar as ek nie daai morele kompas het van dit is wat God sê nie, en ek begin hierdie ding nie meer met waardigheid en met respek te hanteer nie, dan word my werk 'n aaklige plek. Want sien, die oomblik as ek my integriteit vat en ek werk nie mooi met hom nie, dis asof ek dan nie kan herstel van daai opinie nie. Mense gaan my altyd sien in die lig van daai keer wat ek toegelaat het dat geld harder gepraat het as wie ek is. So daai morele kompas wat geloof vir my gee, moet dit nooit onderskat nie. Dan die vierde ding is, geloof gee vir my 'n Christus gesentreerde wêreldbeskouing, sodat werk nie oor my heers of my nie misbruik nie. Ek wil vir jou lees, Dorothy Sayers, sy was Engelse skrywer en teoloog, digter. Ek bedoel, as jy van haar boeke in die hande kan kry, sy het ook in die 1800s, laat 1800s, begin 1900s geleef, maar indrukwekkende en briljante skryfwerk. Sy het gesê, die definisie wat sy gesê het en wat sy oor praat oor werk, sy sê, Dorothy Sayers warned that the church has allowed work and religion to become separate departments. Ons het dit verskillende goed gemaak. We still divide Sunday into sacred and Monday into secular. But Jesus is not the Lord of a compartment. He is the King of every part of my life. Jesus verlaat jou nie as die oomblik as jy hier uitstap en maandag by 'n kantoor instap nie. Hy is Here van alles. Die psalmskrywer, hy sê die aarde en die volheid daarvan behoort aan hom. En ek en jy het die voorreg om saam met hom daarin te deel. En dan die laaste ene is, my geloof gee vir my hoop, sodat frustrasie nie die laaste woord sal spreek in my werk nie. Nou,
As jy lief is vir lees en so aan, sal jy definitief J.R. Tolkien se naam ken, maar hy skryf in 'n kort storie, Leave by Nigel, vertel hy van hierdie kunstenaar, wat in sy gedagtes hierdie beeld gehad het van hierdie verskriklike groot boom. Hy het hom konstant voor hom gesien en hy wou hom die heeltyd skilder. Maar beperkings en besig en alles het gemaak dat op die einde van die dag dat hy net uitgekom het daarby om een blaar klaar te maak. En toe sterf hy. En dan skryf hy in sy kort verhaal, hy sê, en toe is die ou op 'n trein en hy kom toe eventually in die ewigheid aan. En die oomblik toe hy in die ewigheid aankom en hy instap in dit in, sien hy hierdie verskriklike mooi boom, die boom waaroor hy die heeltyd gedroom het, maar waarvan hy die voorreg gehad het om net 'n blaar te verf. Kan ek vir jou sê, geloof gee jou hoop. Dat dit wat ek baie keer doen, wat ek voel ek kom nie klaar by nie, dat ek weet dat hy wat die werk begin het, hy is die een wat dit ook gaan voleindig. Hy wat in my lewe werk, dit voel vir my baie keer, die bydra wat ek het vir dit wat ek doen is, ek kom nie die hele tyd by die blaar uit. Maar kan ek sê, dat as ek nie daar is nie, dat die werk waarmee ek besig was, dat die koning wat ek dien, daai werk verder vat. En miskien as ek eendag in die hemel kom, dan sien ek ook my boom, en as ek kyk na die bydra wat ek gelewer het, dan sien ek dit was net 'n blaar. Maar dit gee my hoop. Die feit dat my geloof daar is saam met my werk, is maak vir my dat ek geloof en ek het hoop in dit wat ek doen. Dat dit wat ek doen van maandag tot Vrydag nie sinneloos is nie, maar dat dit bruikbaar is in die hand van my Vader en my koning. Ek wil vir julle afsluit, ek het my notas gevat en sommer net 'n gediggie geskryf, en ek wil vra dat die orkes net vorentoe kom voordat ek dit lees. En ek weet hierdie notas vandag is eenvoudig. Ek dink eintlik as jy kon sit, sou jy dit alles vir my kon vertel het sonder dat ons eers daaroor hoef te gepraat het, want dit is so simplisties. Maar moenie dit minag omdat dit so simplisties is nie. So die gediggie se naam is Jy word gestuur. Môre is dit weer maandag. En daar is die gedig weg. Daar is hy terug. Die wekker gaan lui, die verkeer gaan wag en die e-posse gaan inkom. Jou foon gaan lui, die sperdatum gaan jou druk. En iemand gaan dalk jou geduld toets nog voordat jy jou eerste koffie gedrink het. Maar môre is nie net nog 'n maandag nie, want jy gaan nie net bloot werk toe nie. Jy word gestuur. Jy word gestuur na 'n kantoor, 'n klaskamer, 'n hospitaal, 'n winkel, 'n werkswinkel, 'n kombuis, 'n besigheid, of dalk 'n huis waar jy kinders grootmaak. Jy word gestuur na 'n plek waar mense leef, waar mense seer kry en waar mense hoop verloor en waar mense na iets eg soek. En God sê, ek het iets in jou geplaas. 'n gawe, 'n vermoë, 'n hart, 'n stem, 'n manier om mense te dien. Jou gawe is aan jou gegee, maar dit is nie net vir jou gegee nie. Iemand anders het nodig dit wat God in jou geplaas het. Jou wysheid kan môre iemand se verwarring beantwoord. Jou kreatiwiteit kan 'n probleem oplos. Jou integriteit kan vertroue herstel. Jou besigheid kan vir iemand werk gee. Jou hande kan iets heel maak. En jou woorde kan iemand weer laat glo.
Daarom werk ons nie om ons waarde te bewys nie. Ons werk nie om identiteit te verdien nie. Ons werk vanuit identiteit. Ek is God se kind. Ek is deur hom geroep. Ek is deur hom toegerus en ek word vandag deur hom gestuur. En wanneer sukses kom, hou Christus my nederig. Maar wanneer mislukking kom, hou Christus my staande. En wanneer die werk swaar raak, dan herinner hoop my dat God is nog nie klaar nie. Ek sien dalk net een blaar, maar God sien die hele boom. Ek lê dalk net een steen, maar God bou 'n stad. Ek help dalk net een mens, maar daardie mens dra God se beeld. Geen eerlike werk wat met liefde gedoen word, is klein in God se oë nie. Die persoon wat die vloer vee, dien God. Die onderwyser wat voorberei, dien God. Die werktuigkundige wat my motor regmaak, dien God. Die dokter wat met deernis luister, dien God. Die leier wat mense met waardigheid behandel, dien God. Die ouer wat elke dag getrou opdaag, dien God. Want die werk van die Here gebeur nie net agter 'n kansel nie. Dit gebeur waar 'n gelowige met integriteit leef, met uitnemendheid werk, met genade praat en ander mense dien. So daarom, laat jou lesenaar 'n altaar word. Laat jou werk jou aanbidding word. Laat jou uitnemendheid jou getuienis word. Laat jou invloed 'n geleentheid word om te dien. En laat mense iets van Jesus beleef omdat jy daar was. Nie omdat jy die hardste gepreek het nie, maar omdat jy eerlik was. Omdat jy getrou was. Omdat jy goed geluister het, omdat jy jou beloftes nagekom het en omdat jy mense raak gesien het. Omdat jy jou werk goed gedoen het. Omdat jy Jesus verteenwoordig het. Môre is dit weer maandag. Maar hierdie keer gaan ons net probeer om die werksweek te oorleef nie. Ons gaan ons gawes gebruik, ons gaan mense dien, ons gaan lig dra, ons gaan hoop bring, ons gaan God se koninkryk sigbaar maak in die gewone dinge van 'n gewone werksdag. Want jy gaan nie net werk doen nie. Jy is gestuur om te dien, gestuur om te bou, gestuur om te herstel, gestuur om te skep, gestuur om lief te hê en gestuur om Jesus sigbaar te maak. So moenie net jou werksweek oorleef nie. Dien God se missie. Jy is begaafd, jy is geroep en jy is toegerus. En nou, vandag, word jy gestuur. Kom ons bid saam. Here, dit is so voorreg om U ons Vader te noem. Dankie dat ons medewerkers saam met Jesus in hierdie wêreld is. Dankie dat U ons gekies het, Here. Dankie dat U ons genadegawes gegee het om mekaar te kan dien. Dankie dat U ons, Here, vertrou om die potensiaal wat voor ons is te vat en te ontwikkel, sodat mense om my die voordeel van dit kan geniet. Dankie vir Maandag tot Vrydag. Mag ons lewe hierdie week, Here, 'n verskil maak. Ons staan in afhanklikheid met ons lewe voor U en sê, Here, ons kan dit nie self doen nie. En in afhanklikheid vra ons U, help ons en dankie dat U ons gestuur het. In Jesus naam. Amen.